Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Ons het net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Eerste maak ons met leedwese bekend dat oom Soon Du Plessis se broerskind afgelope week oorlede is en so ook suster Karen Hans se broer. Ek vra dat ons asseblief 'n oomblik opstaan om ons meelewing met hulle te betoon. Baie dankie. Is ons voorreg om vanmôre ook saam nagmaal te gebruik en ons nooi graag almal uit wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te kom vier. Alle besoekers wat aansoek gedoen het, is welkom om saam met ons nagmaal te vier. En dan kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die Emeritaatfonds. Nuwe intrekkers, julle is hartlik welkom. Julle kan asseblief na afloop van die erediens vir broer Gert, net vinnig broer Gert het ek daar agter in die hoek sit hy sal julle hier voor ontmoet na afloop van die erediens om julle lidmaatbesonderhede ook te kry asseblief. Dan is daar nagmaal ete vanoggend na die erediens. Bring net jou eie piknikmandjie en drinkgoed, kos word voorsien. Julle is welkom om saam met ons te kom geniet. Kersprogram, daar's vanaand 'n Kersprogram van 5:00 af. Let wel, 5:00. Nie 5:30 nie, nie 6:00 nie, 5:00. Het ons Kersprogram vanaand. Ons het 'n voorreg om ook die Laagveld Orkees te betrek het wat ook vir ons gaan help met die begeleiding en enkele items ook vir ons voordra. So kom geniet asseblief die Kersprogram, kom sing saam en kom ons begin Advent dan ook so saam. Dan neem kennis, daar is per abuis gekommunikeer, die kerkkantoor is gesluit van 1 Desember af, dit moet die 15de Desember wees. En dan vra ek asseblief broer Corneille vir ons opstaan. Broer Corneille die Jager het aansoek gedoen om losmaking in die amp as ouderling. Blykbaar trek hy Pretoria toe of Johannesburg toe, ek is nou nie eers meer seker nie. Maar baie dankie broer Corneille vir jare se getroue dienswerk ook en seënwense op die paadjie vorentoe en hiermee dan ook eervolle losmaking uit die amp as ouderling. Dan vra ek asseblief Andri, gaan jy so lank vorentoe kom vir ons en dan vra ek dat Maritjie sommer saam met Corneille ook gou vorentoe kom. So die van julle wat dit nie weet nie, ek doen vanoggend so vinnig navraag oor jare se dienswerk. Ons praat van 29 jaar se dienswerk in hierdie gemeente. En kyk nou net. Maritjie en Corneille, ons wil van ons kant af vir julle sê baie dankie. Dankie vir julle dienswerk. Dankie Maritjie vir die orgelbegeleiding en die werk wat jy daarmee saam gedoen het. En ook baie seënwense vir julle paadjie vorentoe en net baie dankie vir ons kant af. Daai deel is, ek dink, meer vir Corneille. Hoe sê? Ja. So broers en susters, terwyl ons saam kan sing, kom ons sing lekker saam vandag, saam met Maritjie hulle ook. Dis dan wat dit betref van die kerkraad se kant af. Ek vra dat ons dan nou so 'n oombliekie stil raak voor ons Here.
Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot aan alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom staan en sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 95 verse 1 en 4 en ons bly staan om saam ons geloof te bely. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre saam na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Ons luister na die wet, nie om te hoor wat is die lys dinge wat ons moet doen om gered te word nie, maar as 'n riglyn vir hoe ons moet reageer op die feit dat ons gered is. Onthou, 10 gebooie begin dan met die woorde: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Dit is afgehandel. Die verlossingswerk is gedoen en op grond daarvan, hierdie is hoe jy reageer. Hierdie is hoe jy dankbaarheid bewys. Kom ons luister na wat sê die wet van die Here. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.
Die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord hierop deur saam te sing Psalm 65, ons sing vers 2 terwyl ons so sit. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre weer saam in die huis bymekaar te kan wees, om U te aanbid en U te loof en te prys, U die eer van ons harte te bring. Vader, aan U en U alleen kom toe alle eer, in die hemel en op die aarde. Niks is daar buite U wat prysenswaardig is nie. U is groot, oneindig groot. U meet die uitspansel met die palm van U hand. Dit waarvan ons nie eers die eindes en die dieptes van ken nie, ja, dit meet U net met die palm van U hand. En in U grootheid en U almag het U Uself aan ons geopenbaar, sodat ons U mag ken deur U woord, sodat ons ook so saamgetrek het vanmôre hier in die huis om U te aanbid en te groei in ons verhouding met U. Het begin deur eers onsself in die regte verhouding met U te plaas. Een waar ons nie op die troontjie sit en hiet en gebied nie, maar waar ons diensknegte voor U voete is, U op die troon is en ons U aanbid. Ons moet bely, Vader, daar is baie dinge wat tussen U en ons staan, baie dinge wat ons self daar sit. Ons eie willigheid, ons sondige harte, soveel dinge wat afbreek doen aan ons verhouding met U. Dankie dat ons na U toe kan kom en kan vra, Here, vergewe ons dit. En dat ons kan weet, soos wat ons dit vra, daarmee saam is dit ook weg, so ver as die ooste en die weste van mekaar verwyder is, so ver verwyder U ons oortredinge van ons. As ons onsself ook nou gereed maak om saam nagmaal te gebruik, bid ons Vader dat U ons ook onsself opreg sal laat ondersoek, sodat ons ook sal weet en bely as daar iets is wat tussen U en ons staan en dat ons dan ook vanuit U genade na die tafel toe kan kom, om te kan gedenk dat U Seun, ons Here Jesus Christus, met sy liggaam en sy bloed gesterf het vir ons sondes, sodat ons in verhouding met U kan staan, dat ons U mag ken, en dat ons U mag lief hê. Ons bid, Vader, vir ons gemeente, ons dankie vir 'n heerlike tyd van reën en voorsienigheid wat U vir ons gegee het, die milde reën wat daar buite val, 'n teken van die feit dat U ook vir ons seën en voorsien, maar so ook, Here, bid ons vir elke een wat nie oorvloed het nie, wat onder swaar tye gebuk gaan, wil U hand van ontferming oor elke een hou, wil U ons oë oopmaak, wil U ons harte sensitief maak vir mense se nood. Ja, binne in ons gemeente, maar ook buite ons gemeentegrense.
Ons dank U Vader vir 'n geseënde jaar vir ons as gemeente, die aktiwiteite waaraan ons kon deelneem, die wonderlike voorregte wat ons kon geniet het uit U hand uit. Ons gee daarvoor aan U al die eer en ons dank U vir U genade en ons bid Vader ook as ons so aan die einde van die jaar staan en vir baie mense die voorreg van rus ook voorlê, bid ons Vader dat U ons ook sal laat indrink wat ons ontvang het, maar ons ook verfris en sterk maak vir 'n nuwe jaar wat vir ons voorlê. En mag ons as dit U wil is, Here, ook almal veilig terugkom hier in die gemeente volgende jaar om U verder getrou na te volg en te aanbid. Ook daar waar ons is hierdie vakansietye, wil U ons lei dat ons ook U naam verheerlik deur ons doen en late. Ons bid Vader dat U ook dan met ons sal wees as ons nou U woord gaan oopslaan. Wil U wegneem wat skeiding maak tussen U en ons en gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees. Dat ons daardeur toegerus en versterk sal word ook vir dit wat U vir ons voorberei. Ons bid dan ook Vader vir elkeen wat deur 'n tyd van hartseer gaan. Ons dink spesifiek aan ons seun en Tannie Poppy en Karen en Johan, en ons vra Here dat U hulle ook in die arms van genade sal omvou en sal vertroos en versterk. Ons vra Here dat U ons ook sensitief sal maak vir ander se nood. Ons dink ook aan Nandus wat vanmôre waarskynlik 'n operasie gaan kry. Wil U hom ook bywees en die dokters wat met die prosedures betrokke is, wil U hulle ook lei deur U genade. Ons dank U vir al hierdie voorregte dat ons in hierdie dinge na U toe kan kom en dat ons dit by U voete kan kom neerlê. Gee ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan, die vrede wat ons net het in ons Here Jesus Christus. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Genesis 22 uit. Genesis 22 vanaf vers 1, die bekende gedeelte waar Abraham vir Isak gaan offer. Ons luister saam na die woord van die Here. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug gestel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, en Abraham antwoord, ja my seun. En toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel uit na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê 'n eed by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie soos die sterre aan die hemel
en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem, en jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Ons lees tot sover. Ons teksvers, vers 8. Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Hiermee saam Hebreërs 11, vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is 'n groot verskil tussen ware, lewende, reddende geloof en nominale geloof. Die een is waar woord en daad bymekaar kom, die ander is waar geloof slegs woorde is. Die een is 'n geloof wat nie net weet God bestaan nie, maar ook leef in lyn met dit wat God in sy woord van ons eis. Sulke mense word in die Bybel na selfs verwys as geloofshelde. As waarna die gedeelte in Hebreërs 11 ook wys, die gedeelte wat ons teksvers opvolg, praat van die geloofshelde. Daar word telkens van mense soos Henog, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, Samson, Gideon, Rahab en so meer genoem as voorbeelde van mense wat geglo het en gedoen het. En dit moet ons vir mekaar baie mooi en baie duidelik sê, geloofshelde is nie gelyk aan mense wat sonder sonde is nie. Want as jy mooi geluister het na daai lys name wat ek nou genoem het, die een na die ander, het baie duidelike sonde ook gedoen. Maar wat is die verskil? Dis mense wat geweet het wie God is, wat God eis, wat berou gehad het oor hulle sonde, en wat dan met woord en daad agter God aangestap het. En dit is hier by Abraham, die geloofsheld met baie sondige gebreke, dat ons vandag met die oog op nagmaal ook kom stil staan. Dalk moet ons net so vir 'n oomblik weer terugkyk na waar hy vandaan kom. In die hoek van die Midde-Ooste kry ons die stad met die naam Ur, net so suidwes van Babel, en hier in Ur woon die man Abraham. Ryk, baie vee, baie slawe. Ons lees hoe dat die Here aan hierdie man verskyn en vir hom sê, vat jou goed en trek. Ek sal jou later sê waarheen. Meeste van ons werk eintlik daarna toe om in Abraham se posisie te wees. Gemaklik genoeg te hê om van te leef. Maar nou kom die Here en hy sê vir Abraham, luister Abraham, vat al jou goeders, trek jou wortels uit en trek. Gaan na 'n plek toe wat ek later vir jou sal bekend maak. Hy lig Abraham as dit ware uit sy gemaksone, uit sy veilige vesting, uit 'n plek as 'n gesiene man in sy samelewing, lig hy hom uit en Abraham stap agter sy roepstem aan. Abraham weet nie waarheen of hoe nie, net hy moet trek. En hy trek. Hy trek want ons hemelse Vader het vir hom so gesê. Genesis 12 vers 1 tot 3. Net vinnig dit vir julle lees. Genesis 12 vers 1 tot 3. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek het nog nie, ek sal dit vir jou aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal die volke van die aarde geseën wees. As jy basies alles het wat jou hart begeer in terme van aardse besittings en voorspoed, hy was 'n reeds 'n gesiene man, sou jy
sou jy opstaan, sou jy jou wortels uittrek, sou jy agter die Here aanstap. Daarna verskyn die Here aan hom in Genesis 13, verse 14 tot 17, om met hom 'n verbond te sluit. 'n Nageslag sal jy hê, so baie soos die sterre in die hemel en die sand van die aarde, en ek sal 'n God vir jou wees en vir jou nageslag, en hulle sal 'n volk vir my wees. En so loop die tyd verby. Abraham stap agter God aan, hy weet nie waarheen nie, maar hy stap, en Abraham en Sara kry in dieselfde asem nie kinders nie. Geen teken van hierdie verbond van die Here nie, tot op 'n dag dat daar 3 manne aan Abraham kom besoek aflê. En hier word die verbond weer bevestig. Maar menslik gesproke is dit nie meer moontlik nie. Abraham en Sara is te oud. En Sara lag in die tent daar binne, lag sy die 3 manne uit. Maar dan word Sara Sarai en Abraham Abraham. En nog tyd verloop en Sarai word moedeloos en maak haar eie planne, soos ons maar doen. En gee haar slavin vir Abraham en sê, verwek uit jou slavin, uit jou nageslag, want dit gaan nie van my afkom nie. En Ismael word gebore. Wie is Ismael? Vader van die Islamiete, van Islam. Die eiewillige ongehoorsaamheid van die mens. Ten spyte van hulle ongehoorsaamheid en eiewilligheid, word Sarai dan op 'n menslik gesproke 'n onmoontlike tyd swanger. En uit hulle word deur die genade van God 'n seentjie met die naam Isak gebore. En dan is ons by die verhaal wat ons vanmôre saam gelees het. Verhaal van God se bemoeienis met Abraham en Isak. En in hierdie gedeelte van die woord van God word Abraham opgeroep om Isak te gaan offer aan God. Spesifiek word daar genoem, offer jou enigste seun Isak vir wie jy baie lief het. Liefdes, na alles wat Abraham en Sara hier deurgemaak het, is Isak die punt van Abraham se hart. Dit is die bevestiging van God se beloftes. En God raak aan sy hart. Isak is vir Abraham en Sara die bewys van sy beloftes, die bewys dat God sal gee wat hy beloof het, dat hy getrou is aan sy woord, dat God aan hulle genade bewys. Hy is die bewys dat God sy verbond met Abraham sal nakom, en nou vra God, offer hom. Waarom vra mens jouself af? 'n nageslag so baie soos die sand van die see en die sterre aan die hemel. Regtig? 'n Mens sou kan dink dat Abraham ten minste 10 kinders moes kry. Maar nou kry hy 1 en nou wil die Here dat hy hom offer. Abraham, glo my verbond en offer jou seun, jou enigste. Dan kyk 'n mens terug, alles wat Abraham deurgemaak het, wat was die doel daarvan? Jakobus 1 leer ons om baie bly te wees wanneer allerlei beproewings oor ons kom. Moeilike dinge, swaar dinge, goed soos om te trek die onbekende in, en die doel, sodat ons in geloof kan groei en tot volle geestelike rypheid kan kom. Geloofsvolwassenheid. Dit is die einddoel, om Abraham se geloof te versterk. En wat's geloof nou weer? Om seker te wees van die dinge wat ons hoop en oortuig te wees van dit wat ons nie sien nie. Om seker te wees van dit wat ons hoop. Waarop het Abraham gehoop toe hy uit Ur uit weg is? Hy het gehoop op die belofte wat die Here vir hom gemaak het, ek sal vir jou 'n land gee. Hy het vertrou dat die Here sy belofte sal nakom. Later met die verbond op 'n nageslag, niks het vir hom gebeur nie, maar tog het hy bly hoop op die Here. Want die eerste prys was vir hom 'n verhouding met God. Die regverdige en genadige God.
Hy het met sekerheid gehoop, omdat hy gehoor, gesien en gevoel het, dat die hemelse Vader regverdig en genadig is, dat dit wat hy beloof het, dat hy dit doen. Abraham het deur die beproewinge van sy lewe geleer om die Vader te ken, en dan nie net op grond van sy hoop nie, maar ook op grond van dit wat hy nog nie gesien het nie. Sy hoop is gegrond in die dinge wat hy gesien het, ervaar het, maar geloof is nie net dit nie. Dis ook om seker te wees van dit wat ons nie sien nie. Om verder te kyk as wat my oë kan sien. En in geloof en vertroue verder te sien, omdat ek weet 'n verhouding met God is die eerste prys. Alle pyn en seer op aarde meet nie op teen die heerlikheid wat hy vir ons bewerk het in die ewigheid nie. Die Bybel is vol daarvan. Dink maar net aan die nagwag wat gevra word, maar wanneer is die nag verby? Die nag wat sprekend is van swaar kry en seer kry en verdrukking van die volk en die wag antwoord in Jesaja, dan sê hy, dit mag dalk nog nag wees, maar die dag het gekom, want die helder môrester hang in die hemel. Dit is hy, Jesus Christus, die belofte van 'n nuwe dag, die sekerheid van dit wat ons nog nie sien nie. En so was Abraham seker van hom wat hy nie kon sien nie. Die Here het hom versterk sodat hy by hierdie punt kan uitkom waar hy vir Isak moet offer en hy steeds die hemelse Vader kan vertrou. Dink jouself 'n oomblik dan in Abraham se skoene in. Hierdie man wat baie duidelik agter die Here aanstap en hom vertrou. In alles wat in geloof beskryf word. En dan staan sy seun en hy vra vir hom, waar is die lam om te offer, pa? En Abraham antwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. So bly hy op die Here vertrou en doen hy eers dit wat God vra in plaas van sy eie hartsbegeertes. En God is getrou. Hy voorsien sy eie offerlam. Hy laat sy verbond standhou en Isak bly lewe deur God se genade en Abraham se geloof. Die verbondslyn word in plek gehou. Isak, die pa van Jakob en Esau, Jakob, die pa van 12 seuns, die 12 stamme van Israel, en dan Juda, die stam van Dawid is, waaruit Jesus gebore word. Jesus, die enige gebore seun van God, wat soos daardie skaapram die volmaakte plaasvervanger is. Want wat daar gebeur is 'n afbeelding van wat veronderstel is om met ons te gebeur. Isak vat 'n bondel hout op sy rug en hy dra dit na die offeraltaar toe, want na regte verdien hy om te sterf vanweë sy sonde. Na regte verdien Abraham om te sterf vanweë sy sonde. Dit wat homself daar afspeel in daai oomblik is dit wat ons na regte verdien. Maar dan kom die plaasvervanger, Jesus Christus. En hy neem die kruis, die bondel hout van die kruis op sy rug. En hy dra dit self na Golgotha toe, tot wanneer Simon dit oorvat. En daar word hy aan die kruis vasgenaal, sodat ek en jy nie kry wat ons verdien nie, maar genade uit sy hand uit ontvang. En dit is wat ons hierso aan hierdie tafel gedenk. Ons is veronderstel om op die altaar te lê. Ons verdien die ewige dood, maar Christus tree in omdat hy in ons plek geoffer word en daarom word ons vrygespreek, net soos Isak vrygespreek word deur die offer, van die offer. Deur die werking van die Gees getuig Abraham van die groot offer wat ons hemelse Vader vir ons sou bring. 'n Pa wat sy seun opgee, sodat almal daardeur by hom welkom kan wees. Die doel van hierdie gedeelte is om heen te wys na Christus, om Abraham en Isak te help om met geloofsoë verder te kyk en te sien wie God is.
om verder te sien as dit wat jy met gewone oë sien, verder te sien en in die geloof te sien, maar God voorsien. Die Here toets nie Abraham se geloof om te sien of hy glo nie. Geliefdes, verstaan ons dat God soewerein is, dat hy alwetend is, dat hy alwys is. Hy moet nie uitvind of Abraham glo nie. Abraham moet besef hoe diep sy geloof loop. Sy geloof moet versterk word. Dis waaroor dit gaan. Dis nie soos een van daardie toksiese verhoudings waar mense vir mekaar sê, as jy regtig lief is vir my, gaan jy X, Y en Z vir my doen nie. Nee. Die doel is om vir Abraham te wys, hy glo opreg, en die gevolge van opregte geloof is 'n kind wat ook sien dat sy pa opregte geloof het. En daarom, na Abraham is Isak ook 'n opregte, getroue navolger van Christus, want dit wat hy gesien het, is in hom ingebrand, in sy hart. So geliefdes, vier ons vandag die heilige nagmaal, 'n heenwysing, 'n herinneringsmaal van die plaasvervangerwerk van ons Here Jesus. Kom sit aan die tafel en kyk verder as die wyn en die brood. Sien die offer van Jesus Christus. Kyk verder as Christus se offer en sien ook sy wederkoms. En mag jou kinders en kleinkinders wat hier sit en kyk en sien hoe jy aan hierdie offertafel gaan kom aansit. Mag hulle die erns van jou geloof sien en hoor. En mag dit alles, jou en my geloof versterk word, sodat ons as daders van die geloof daarin mag groei. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Ek hou vir ons die nagmaalformulier dan nou voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sonde alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers, die wat in hulle glo, godslasteraars, skeermakers in kerk en staat, mynenigdes en ongehoorsaames, moordenaars, twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaars, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig
om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van die sonde van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Laat ons onsself voor God verootmoedig en gelowig sy naam aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing saam Psalm 23 terwyl die tafel vir ons voorberei word en dan gaan ons verder gaan met die nagmaalviering. Met die woorde van Openbaring 22 nooi ek u uit om aan die tafel van die Here te kom aansit. Die Gees en die bruid sê kom en elkeen wat dit hoor moet sê kom en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet.
dink, ek kan nie mooi sien nie, ek dink daar is nog so 3 sitplekke hier aan my regterkant oop. Twee sitplekke, ekskuus. Dankie reg. Dis oké. Geliefdes in ons Here, verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, sodat hy die tekens van brood en wyn nou tot sy gedagtenis gaan ontvang. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. My dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontstel oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink elkeen daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons sing saam Psalm 116 vers 1 terwyl ons so sit en dan vers 4 as ons sitplekke inneem.
Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons gee geleentheid nou vir ons kollekte. Ons staan, dan sing ons saam, Skrifruiming 17:3, versie 1 en 2, as ons antwoordlied, en daarmee saam bly ons dan staan om die seën van die Here te ontvang, en antwoord ons daarop met die Amen. Verhef je harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.